Goeiemôre gemeente, welkom by vanoggend se erediens wat spesiaal en besonders is. Die Here het opgestaan en daar's vir ons 'n toekoms en 'n hoop. En mag ons vanoggend aan hom die lof en die eer en die dank bring vir dit wat hy uit genade uit vir elkeen van ons gedoen het. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en julle geloof ook sonder inhoud. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Terwyl ons so sit, kom ons bid saam. Here, ons loof en ons prys U vanoggend. Ons kan ons vreugde nie inhou nie, Here, ons blydskap. Want U Seun Jesus Christus het uit die dood uit opgestaan. Daar is vir ons verlossing en redding. Die dood is oorwin, wat beteken dat dit ons nie meer van U af kan weghou nie. Dankie Here dat U in U groot genade ook dit vir ons gedoen het. Die houvas wat die dood op ons lewens gehad het, totaal vernietig het. Wil U ons asseblief help, Here, om ook te gaan lewe soos mense wat deel in die oorwinning oor die dood. Soos die apostel Paulus ook sê, dat dit ook ons opstanding geword het. Here, ons kan U grootheid en U goedheid, U almag en U liefde vir sondaar mense nie begryp nie. Ons kan dit nie beskryf nie. Ons kan dit nie in woorde saamvat en 'n definisie daaraan gee nie. Maar ons wil vra, Here, dat U die dank en die lof wat ons aan U bring daarvoor sal ontvang. Dit kom uit die diepte van ons hart. Wil U asseblief, Here, dit ook stil maak in ons? Wil U ons harte ontvanklik maak vir U woord? En ook gee, Heer, dat wanneer ons hiervandaan verder gaan, ons dit ook sal gaan leef. Dit vra ons in die naam van Jesus Christus, die gekruisigde en opgestane Heer. Amen. Gemeente, ek lees vir ons saam uit Matteus 28, van die eerste 15 verse van die hoofstuk lees en die opskrif hier, Jesus het opgestaan. Na die Sabbatdag, toe dit die Sondagmôre begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n engel van die Here het van die hemel af gekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig, en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue, julle moenie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy's nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek, soos hy gesê het. Kom nader en kyk, daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy disippels, hy is uit die dood opgewek, en hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien. Dit is wat ek vir julle moet sê. Hulle het toe haastig van die graf af weggegaan, bang maar baie bly,
En hulle het gehardloop om dit aan die disippels te vertel. Skielik het Jesus daar voor die vroue gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom, sy voete gegryp en hom aanbid. Toe sê Jesus vir hulle, moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan en daar sal hulle my sien. Terwyl die vroue op pad was, kom party van die wagte in die stad aan en vertel vir die priesterhoofde alles wat gebeur het. Die priesterhoofde het saam met die familiehoofde vergader en die volgende plan gemaak. Hulle het vir die soldate 'n groot som geld gegee en gesê, julle moet sê, sy disippels het in die nag gekom en sy liggaam gesteel terwyl ons geslaap het. En as die goewerneur daarvan hoor, sal ons hom tevrede stel en sorg dat julle nie bekommerd hoef te wees nie. Die wagte het toe die geld gevat en gemaak soos hulle voorgesê is. Hierdie storie word tot vandag toe onder die Jode vertel. Ons lees tot sover. 'n Mens wat die woord van die Here hoor en elke oomblik daarvolgens lewe, is 'n gelukkige mens. Matteus 28 vers 6. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek, soos hy gesê het. Broers en susters, Jesus het dikwels met sy disippels gepraat oor sy lyding, dood en sy opstanding. Wanneer hulle van Galilea af op pad is Jerusalem toe vir die Paasfees, dan sê Jesus duidelik vir die disippels, ons gaan nou Jerusalem toe. Daar gaan die Seun van die mens, onder leiding van die familiehoofde en die priesterhoofde ly. Hy gaan oorgegee word aan die heidene, en die sal hom doodmaak. Daar gaan met hom gespot word. Daar gaan op hom gespoeg word. Maar 3 dae later, dan sal hy uit die dood uit opstaan. En wanneer Jesus dit vir hulle vertel, wanneer hy praat oor sy naderende dood en ook sy opstanding uit die dood, dan verstaan die disippels dit nie. En dit word baie duidelik in 'n klomp gesprekke wat Jesus en sy disippels vooraf met mekaar het. Wanneer Jesus vir die eerste keer met hulle daaroor praat, oor sy lyding wat voorlê, dat hy gaan sterf, en ook dat hy uit die dood uit gaan opstaan, dan neem Petrus hom een kant toe, en dan berisp hy vir Jesus. En dan antwoord Jesus hom hard en reguit, moenie in my pad staan nie, Satan, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, jy dink aan wat mense wil hê. Wanneer hulle by 'n later geleentheid op pad is iewers heen, dan hoor Jesus hier agter hom is sy disippels besig om onder mekaar iets te bespreek. En wanneer hulle dan by die plek aankom, dan vra Jesus vir hulle, waaroor het julle met mekaar gepraat op pad hierheen? En dan is hulle huiwerig. En wanneer hulle dan uiteindelik die moed kry om met Jesus daaroor te praat, dan sê hulle vir hom, ons het gewonder in hierdie nuwe koninkryk waar u nou heen gaan. Wie gaan daar die belangrikste wees? Dan roep Jesus 'n kind uit die skare uit nader. 'n Kind wat 'n randfiguur was, wat nie 'n plek gehad het in die samelewing nie. 'n Kind wat gesien is, maar nie gehoor word nie. En dan sê Jesus vir hom, hierdie mense, hulle wat die minste is, hulle wat uitgeskuif is, hulle gaan die belangrikste word in God se koninkryk. Dan sal nog 'n geleentheid waar Jesus sy lyding en dood aankondig.
En dan kom Jakobus en Johannes met 'n versoek na hom toe. Here, as u nou eendag vanuit hierdie nuwe koninkryk regeer, kan ons twee, een aan die linkerkant en een aan die regterkant sit. Want ons wil saam met u regeer. Dan antwoord Jesus hulle, dit moet nie by julle wees, soos in die koninkryke van hierdie wêreld nie. Moenie mag en gesag najaag nie, want in die koninkryk van God het sulke dinge nie 'n plek nie. Die Romeine het ook die storie gehoor, dat Jesus uit die dood uit gaan opstaan. En wanneer hulle dan die Sondagoggend sien, maar die klip is weggerol, gaan hulle onmiddellik na die priesterhoofde en die familiehoofde toe. En dan maak hulle 'n plan. Ons wil vir julle 'n klomp geld gee. Bly net stil daaroor. As iemand julle uitvra, sê vir hulle, sy disippels het in die nag gekom en hom gesteel, sy liggaam gesteel, terwyl julle geslaap het. En so sal ons dan die storie terughou, dat Jesus uit die dood uit opgestaan het. Want die Romeine was bang daarvoor. Sê nou maar Jesus staan op, en hy vestig 'n nuwe koninkryk, en die Romeine kan nie meer regeer nie. En daarom maak hulle hierdie plan. Vroeg die Sondagmôre, toe dit lig word, op die 3de dag, toe gaan Maria Magdalena en die ander Maria ook na die graf toe. En stel jy nou voor, broers en susters, hulle is niks vermoedend, op pad na die graf toe, en skielik is daar 'n aardbewing. Niks vermoedend, word die klip ook skielik weggerol deur 'n engel. En net soos by die geboorte van Jesus, maak die engel ook hier 'n aankondiging. Jesus is nie meer hier nie. Hy het opgestaan soos wat hy vir julle gesê het. Die aardbewing dui op God se teenwoordigheid. Met ander woorde, dit wat die engel vir die vroue sê, is God se woord wat na hulle toe kom. Waar God dan vir hulle self sê, Jesus het opgestaan uit die dood. Die vroue se reaksie op dit wat hulle sien, dat die graf leeg is, dit wat hulle ervaar, hierdie boodskap wat hulle van God af kry, is dat hulle verstom staan. Hulle het nie woorde nie. Anders gesê, hulle enigste reaksie op dit wat hier voor hulle afspeel, is dat hulle swyg. Hulle het nie woorde om hulle verbasing mee te verklaar nie. Hulle is so geskok, hulle is so groot geskrik, dat hulle nie 'n woord uitkry nie. Dit wat hier voor hulle afspeel, dit wat hulle nou hier ervaar, is so groot en wonderlik, dat daar nie vir hulle 'n manier is om dit te beskryf nie. Dis onbeskryflik, want geen mens kan dit doen, wat nou net hier voor hulle gebeur het nie. God is hier aan die werk. God is hier besig om te herskep. God is besig om nuut te maak, om 'n nuwe begin te gee. Hy doen wat geen mens kan doen nie. In Jesus se opstanding uit die dood word alles nuut. Hy maak my en jou nuut. Hy gee vir ons 'n nuwe lewe.
Hy gee vir ons weer vars hoop, wat so groot en so anders is, as enige iets wat ons kan ervaar of kan kry by mense. Hoe hy nuut maak, hoe hy ons daarin laat deel, het ons nie woorde om dit mee te beskryf nie. Die Romeinse soldate wat die graf opgepas het 'n klomp geld gekry. En hulle is die opdrag gegee, as enige iemand vir julle vra, dan sê julle, sy disippels het in die nag gekom en sy liggaam gesteel. Hulle sou nie sê, Jesus het opgestaan nie. Want so skep hulle twyfel oor 'n leë graf. En as 'n leë graf dan nie genoeg is om 'n mens te oortuig nie, sê Matteus, moet ons mooi luister wat die engel van die Here sê aan hierdie twee vroue wanneer hulle by die graf aankom. Julle moenie bang wees nie. Ek weet julle soek vir Jesus wat gekruisig is. Hy's nie hier nie, want hy is uit die dood uit opgewek, soos hy gesê het. Gaan nou en gaan sê vir sy disippels, hy's uit die dood uit opgewek, en hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien. Hoor op hoe 'n besondere manier word daar ook gesag gegee aan dit wat die engel vir die twee vroue sê. Hy's uit die dood uit opgewek, soos wat hy gesê het, al het mense hom nie geglo nie, al het sy disippels hom nie verstaan nie, en elke keer iets anders verstaan, wanneer hy sê dat hy uit die dood uit opgewek word, moet julle dit steeds gaan vertel. Gaan vertel dit vir die disippels. Gaan sê dit vir almal, sodat almal kan weet wat werklik gebeur het. Sy liggaam is nie gesteel nie. God het hom uit die dood uit opgewek. En so het hy gemaak dat daar hoop in julle lewens kan wees. Toe gebeur dit wat sekerlik vir hierdie vrouens die grootste skok kan wees. Selfs na hulle skok van vroeër. Op pad om vir die disippels te gaan vertel, staan die opgestane Jesus skielik hier voor hulle. En wat doen hy? Hy troos hulle. Moenie bang wees nie. Kyk wat het hierdie gebeure alles aan hulle gedoen. Die skok wat hulle beleef, maak plek vir geloof in Jesus Christus. Toe hulle neerval voor hom, sy voete vasgryp en hom aanbid. Geloof dat die vlam van hoop wat binne in jou leef, nog sterker brand. Daar is veral twee plekke in sy briewe waar die apostel Paulus die betekenis van Jesus se opstanding uit die dood vir ons baie mooi verduidelik. En hierdie verduideliking bevestig net weer eens die hoop wat ons het op grond van Jesus se opstanding uit die dood. Hy skryf in Romeine 6, of weet julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Deur die doop is ons immer saam met hom in sy dood begrawe, sodat soos Christus deur die wonderbaarlike magsdaad van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. Aangesien ons met hom een geword het in sy dood,
sal ons sekerlik ook met hom een wees in sy opstanding. En dan skryf Paulus ook in 1 Korintiërs 15, wat Jesus se opstanding uit die dood vir ons beteken. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud. En is julle geloof ook sonder inhoud. Jesus se opstanding uit die dood, sê Paulus, is die middelpunt van die boodskap wat die kerk verkondig. En dis ook die middelpunt van die geloof wat ek en jy bely. Daarsonder beteken ons verkondiging en ons belydenis absoluut niks. Dis van geen waarde nie. Alles wat ons verkondig, alles wat ons bely, hang saam met Jesus se opstanding uit die dood. So ook die hoop wat 'n kind van God binne in hom of haar dra. Jesus se opstanding is ons hoop, omdat ons in hom die belofte het van 'n ewige lewe. In hom die belofte het van God se teenwoordigheid by ons, omdat ons in sy opstanding die belofte het, die versekering het van verlossing en redding. Daarom moet ons ook hoor wat in 1 Petrus 1 geskryf staan, oor die hoop wat in gelowiges leef, op grond van die opstanding van Jesus uit die dood. Wees altyd gereed, om aan elkeen 'n antwoord te gee wat van julle 'n verduideliking vra, oor die hoop wat in julle lewe. Waarom, broers en susters, is daar altyd vir 'n kind van God iets om voor te hoop? Die antwoord is eenvoudig. Omdat Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het. En ons saam met hom. Hoop is nie iets wat ek vir myself maak nie. Hoop is nie vertroue wat ek in myself het om een of ander doel te bereik nie. Hoop is vertroue in God en wat hy vir my doen en wat hy vir my gee. Hoop is om vas te glo dat God ook vir my sal doen wat hy vir Jesus Christus gedoen het. Naamlik om vir hom die lewe te gee wat nie deur die dood bedreig word nie. Hoop is vertroue in God en nie vertroue in my vermoëns wat kan lei na 'n nuwe beter lewe waar dit met my goed gaan nie. Dit alles kry ek op grond van God se genade en daarom kan ek hoop. Kan ek hoop te midde van watter moeilikhede daar ook al op my pad is. Om te glo in Jesus se opstanding uit die dood beteken nie om nou te wonder, het dit werklik gebeur of het dit nie gebeur nie. Watter bewyse is daar dat dit gebeur het? Watter bewyse is daar dat dit nie gebeur het nie? Om te glo in die opstanding van Jesus is om te hoor en te glo wat God vir die vroue gesê het deur die mond van die engel wat aan hulle verskyn het. Hy is nie hier nie, want hy is opgewek uit die dood, soos wat hy gesê het. Dit is genoeg. Jesus se opstanding uit die dood is waar God met my en jou voor kom begin het. Nie kom begin het,
Hy het as te ware saam met ons 'n nuwe blaadjie omgeslaan. En van hierdie nuwe begin sing die kerk ook: Heer, in liefde wek u liefde, u kom met ons voorbegin. U laat groei in ons die visie van 'n nuwe lewenssin. U skenk nuwe inspirasie om te bid, te volg, te dien. Middelpunt van ons verlange, u het rus aan ons voorsien. Jesus se opstanding uit die dood is God se nuwe begin met my en jou. Daarom, broers en susters, wanneer die lewe sy skerp kant na ons toe draai, wanneer die draaie styl raak en die lewenspad opdraande word, kyk ons terug in die verlede en ons sien 'n houtkruis op Golgotha. Daardie houtkruis help ons om dit wat daar agter is, 'n graf waarvan die klip weggerol is, ook in fokus te laat kom. En dan hoor ons die woorde weer klink: Hy is nie hier nie, want hy is opgewek, soos wat hy gesê het. Hy is opgewek uit die dood. Hy het die dood oorwin. Ek en jy deel in daardie oorwinning, en daarom kan ons ook ervaar hoe ons hoop elke dag kan nuut word, ten spyte van wat in ons lewens aangaan, ten spyte van watter donker wolk ook al oor ons lewens hang. Hy het vir my en jou 'n nuwe begin gegee, waardeur ons hoop. 'n Nuwe begin, wat ons hoop elke dag aan die gang hou. Kom ons dink daaraan, broers en susters, elke dag, wanneer dit met ons goed gaan, maar ook wanneer dit met ons sleg gaan. God het met ons nuut kom begin, toe hy vir Jesus Christus uit die dood uit opgewek het. Daarom het ons 'n hoop wat niemand, maar niemand van ons af kan wegneem nie. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat u met ons voorkom begin het. Dankie dat u ons verlede van ongehoorsaamheid en sonde in 'n lewe ver van u af uitgewis het, toe Jesus Christus die dood en die sonde oorwin. Want dit is hoekom die dood in hierdie wêreld ingekom het, as gevolg van ongehoorsaamheid en sonde. Dankie Here dat ons op grond van sy opstanding, op grond van die nuwe lewe wat ons in hom het, voor u kan kom staan en pleit om genade, en ons dan ook kan bely, u genade is vir ons genoeg. Wil u help, Here, dat ons sal leef soos wat u van ons vra. Wil u vir ons die geloof gee, dat hierdie hoop al die pad sal leef in ons, dat dit sal brand soos 'n vlam. Juis omdat ons weet, u gee vir ons 'n wonderlike toekoms. 'n Toekoms waarvan ons nog nie iets kan beleef nie, maar wat ons die sekerheid kan hê, dit is ons sin, want u het die belofte daarvoor gemaak. Here, wil u hand oor ons hou, ook in die week wat voorlê, dat ons volgende week weer hier onder die geklank van u woord mag byeenkom. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Gaan nou in vrede en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus,
Die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees. Amen.